Neem 'n oomblik om gemaklik te sit en jou fokus te skuif op die Here en wat hy vandag vir jou wil sê. Psalm 62 vers 6 sê: Vind rus by God alleen, my siel, want op hom is my hoop gefestig. Die wêreld kan partykeer 'n harder geraas maak as wat ons die stem van die Here kan hoor. Miskien is dit die nuus of social media en dit kom so vasplak op ons gedagtes en ons denke, maar ons word so gebombardeer met hierdie geraas. Stilte en meer spesifiek ons stilte tyd saam met die Here kan 'n kragtige instrument wees wat ons wil help om te connect met ons hemelse Vader en natuurlik met die skepper van die heelal. Hy's almagtig. Om vandag op die Here te wag, soos wat die psalmskrywer ons aanmoedig, kan vir ons vrede, hoop en krag gee ten spyte van die uitdagings wat ons mag beleef in hierdie wêreld. Nou kom ons neem 30 sekondes en ons sit net in stilte. Ek wil hê jy moet visualiseer, sien hoe sit jy by die voete van die Here. Spits jou ore en luister wat hy vir jou wil sê. Die spesifieke woord in Psalm 62 wat sê, vind rus by God, praat eintlik van gee oor, om oor te gee aan die Here. Is daar 'n gedeelte in jou lewe wat jy vandag wil oorgee vir die Here? Is daar iets wat jy sukkel om te laat gaan? Die Here wil deel wees van jou lewe. Hy wil jou laste en jou pyn en jou bekommernisse kom oorneem. Hy wil vir jou vrede en vreugde gee in ruil vir jou bekommernisse. Neem nou 30 sekondes en gee daai een ding wat swaar druk op jou gemoed, gee dit vir die Here. Miskien kan jy hierdie woorde gebruik. Here, ek gee nou oor vir U. En dan sit jy dit in daai spasie wat jy vir die Here wil gee. Jou stres, bekommernis of pyn. Here, ek gee nou vir U. Wie is daar in jou lewe wat jy weet op hierdie oomblik hoop nodig het in hulle lewe? Hoop in die Bybel beteken 'n vaste vertroue in die beloftes van die Here, al kan ons dit nie onmiddellik raak sien nie. Dalk is daar iemand spesifiek in jou lewe wat in 'n hopelose situasie tans is. Psalm 62 verklaar, op hom is my hoop gefestig. Bid nou vir hulle in jou eie woord dat die Here hulle hierdie spesifieke hoop sal gee in hierdie oomblik van hulle lewe. Here, dankie dat ons hoop op U en U alleen gefestig kan wees. Dankie dat ons die geraas van die wêreld kan stilmaak en kan luister wat U woord en U waarheid oor ons wil spreek. Dankie dat ons kan weet U is in beheer. Dankie dat U ons help om U stem te hoor reg deur die res van hierdie dag. Praat met ons, Here. Ons wil luister en ons wil U volg elke tree van ons dag. In Jesus naam.